Daar is geen voorbeeld daar buite nie. Daar's nie 'n handboek nie, daar's nie 'n manual nie. Ons mans, buiten dat ons in 'n vaderlose generasie groot geword het, as daar nie 'n restaurasieproses is in jou hart as 'n man of as 'n pa of as 'n leier nie, en jy nie terugkom by die basics van verhouding met jou hemelse pa nie. Hallo julle, dis Rachel hier en hierdie is My Hart Klop So. Vandag gesels ek met CJ de Tooy. Hy is 'n seun van God, 'n man vir sy pragtige vrou, 'n pa van 5 kinders, lucky you. Hy is in bediening vir 20 jaar en 'n student van die woord. Hy is ook 'n ex-rugby speler en nou 'n besigheidseienaar. Baie welkom CJ, ek is so opgewonde dat jy vandag hier so is. Môre sal, dankie vir die geleentheid om saam met te wees. Jog, ek is baie excited oor vandag, maar ek gaan nou nie dadelik sê wat die topik is en so nie, maar dis 'n topik wat vir my baie spesiaal is. En ek dink dit is iets wat die wêreld moet hoor en die spesifieke mense moet hoor. So ek's baie opgewonde oor vandag. So baie dankie dat jy bereid is om hier te wees, maar voor ons nou afgeskop en baie diep raak, wil ek vir jou 'n vraag vra wat ek vir elke liewe gas vra wat op my bank kom sit, en dit is: hoe, wat of waarvoor klop jou hart? Jong, verhouding nie net met mense, maar ultimately met Papa, Abba Vader, God, wat ook al jou denominasie jou geleer het om hom te noem, maar verhouding met jou Skepper, verhouding met jou Pa. Yes. Ek glo alles vloei uit dit uit. As jy by sy voete is, wat kan fout gaan? So Romeine 8, verhouding. Yes, amen, dis baie mooi. So ons gaan 'n bietjie praat vandag oor vaderskap, man wees. Hierdie podcast was eintlik geïnspireer deur mense wat met my gedeel het oor 'n man wat sy eie lewe geneem het, oor die feit dat hy nie kon voorsien vir sy familie of sulke tipe goed. En ek dink vandag se tyd, soos mans het soveel druk, druk om te provide, dis chaos, hulle moet sekuriteit bied, dan het hulle nog selfs onsekerheid in hulle eie identiteit. En ek dink pa wees het begin meer voel soos 'n las as wat dit begin voel het soos hierdie beautiful gift. En ek dink baie paas sukkel om dit bietjie te steward, en dit voel soos baie druk. So ek wil net so bietjie in dit vandag delf, en dis hoekom ek sê dit is my 'n baie spesiale podcast, want dit mens, ek het 'n bietjie gaan statistieke oplees oor hoeveel mans, jy weet, selfmoord pleeg, en hulle sê dit is 2 keer meer as vrouens. So dit is 'n realiteit. So voor ons in dit gaan delf, ek het bietjie by hoor, so wat beteken dit vir jou? As 'n man, as mens sê 'n man is 'n koning, priester en 'n profeet van 'n huis, sonder dat dit soos 'n swaar titel voel. Ja, ek kyk weer eens, dis vir my die grootste voorreg om die leier van my huis te wees. Voor ek getroud het, ek voltyds rugby gespeel. Ek wou nie kinders, ek het met 'n sak en 'n rugsak en 'n kar. Ek was die wind waai as ek weg. En toe ontmoet ek my vrou en ja, as sy sal 10 kinders kry as sy kom. Daar's net nie meer plek in die kar nie, die kar is vol. So. Nee, daai voorreg om die priester en koning van die huis te wees en die profeet, dit is 'n verskriklike groot voorreg. Dit kan verskriklik vinnig ook 'n burden raak en 'n probleem raak as weer eens as jou fokuspunt verkeerd is. Yes. As jy dit uit die verkeerde invalshoek doen. Weer eens verhouding. Daar is geen voorbeeld daar buite nie. Daar's nie 'n handboek nie, daar's nie 'n manual nie. Ons mans, buiten dat ons in 'n vaderlose generasie groot geword het. Ek bedoel, ons almal se paas was deel van 'n oorlog. Ek bedoel, jy kom nie normaal terug van dit af nie. So hoe verwag jy van iemand om jou liefde te gee as dit gevat is by hulle? You can only give what you've got, daai Engelse stelling. So as daar nie 'n restaurasieproses is in jou hart as 'n man of as 'n pa of as 'n leier nie, en jy nie terugkom by die basics van verhouding met jou hemelse pa nie. Wat 'n voorbeeld, waar gaan jy, wat is stap 1, wat stap 2? So ek dink die burden, as daar mans is al buite wat die burden voel, vir my is dit awesome. As daar enigstens druk is of enigiets soos, dan vir my is dit 'n rigtingaanwyser. Dis vir my dan, dit wys net vir my ek is nie waar ek moet wees nie. Ek bedoel, die woord sê almal wat by Jesus was, made perfectly whole. So as ek nie by sy voete is nie, dan is daar spasie of 'n gaping vir die vyand om te steel. Kyk, ons moet onthou, ons as mans moet onthou, daar's 2 koninkryke, lig en donker. Daar is nie 3, 4, 5 nie. So as iets steel, dan is dit die vyand. As iets verwoes, dis die vyand. As iets doodmaak, dis die vyand.
So vir my as daar druk is of iets is uit sync uit, kos noodwendig, kos vat dit finansies. As die finansies nie reg loop nie, is Jesus nog steeds koning van daai arena. Want ons almal maak Jesus ons koning, maar ons is nie altyd all in nie. Ja. Ons hou terug. So as hy nie die koning van my finansies, koning van my kinderopvoeding, koning van my verhouding met my vrou, my huwelik, koning met my verhoudings met mense, koning van die bediening waaroor ek aangestel is nie. As hy nie die koning van elke aspek is nie, dan is daar so groot gap vir die vyand om in te kom en te steel. So die druk wat mans beleef, vir my, dis great. Dit wys jou, jy's nie waar jy moet wees nie. Ja. As jy by pa se voete is, ek sê nie jy gaan in daai airy cherry chickadee fairy realm van jy lewe op hierdie cloud nie. Jy ry nog steeds deur potholes, daar's nog steeds belasting om te betaal, jy moet nog steeds toiletpapier koop. Maar jou ervaring daarvan en die implementering van die woord in jou lewe, dit transformeer dit. So wat sal jy sê, hoekom is dit makliker vir mans? Ek wil nie stereotypeer nie, maar van wat ek al observeer het, dalk bietjie in my binnekring verstaan en so aan. Kan 'n man se identiteit te veel vassteek by sy finansiële situasie? Soos koppel hy sy identiteit baie aan die banknommer wat hy sien, die hoeveelheid nulle wat hy daarso sien. 100% kan dit. En weer eens dis die Want 'n vrou kan nie dit verstaan nie. Ja, ek verstaan. Ek verstaan dit, maar onthou jy as 'n vrou is jou mandaat is nie you're not a protector, you're not a provider, you're a nurturer. Nurture. So weer eens net op dit, ons is vir God gelyk in waarde, maar verskil in funksie. Ja, amen. So jy dra nie die salwing om te voorsien vir jou huis nie. So. Jy dra die salwing om te ondersteun. En dit maak, ek praat nie van women's lip en daai goeders nie. Ja. As jy God se orde in die huis en weer eens terug na dit toe, na die priesterskap toe. As ek die orde van God volg in my huis, dan maak ek dit vir myself verskriklik maklik. Want dan vloei die geesruim meer eenvoudig. Ja. Ek verduidelik dit op die mannekampe as 'n circuit board. Onthou op skool ek weet nie of julle op skool, ek is 'n bietjie dalk so 'n bietjie ouer as jy, maar ons moet circuit boards teken en as jy iewerster 'n diskonneksie maak, kan loop die current nie. O ja, ek was 'n wetenskapjuffrou, so ek weet ek het ook dis so stroombane gehou. Ek verduidelik dit dalk verkeerd. Dis ek sê Afrikaans weer. Ja, wat is Afrikaans? Nee, Maar in ieder geval, so ja, ek dink baie maklik kan 'n man vasgevang voel in die ratreis en jy weet as jy nou daai ratreis Nog ek hoor daai woord so baie. En dis vooraf opgemaakte idees, vooraf opgemaakte menslike wêrelde konsepte. En as jy gaan kyk na die agterkant van dit, die back-end, hoekom? Is to keep us busy. Jo. Dat die vyand hoef jou glad nie dood te maak nie. Hy moet net besig hou. Ja. So kyk na die stelsel van ons wêreld vandag. Albei ouers werk. Die kinders word grootgemaak deur naskool of wat ook al. Of hulle maak hulle self. Of hulle maak hulle self groot. En dan wonder jy hoekom kinders moet gaan na 'n winkelspruitkamp toe om te gaan vergewe en te gaan restaurasie kry want daar's nie 'n ouer in die huis om dit te dryf nie. 100% 'n man wat op sy gat sit by die huis en niks doen nie, gaan nie eet nie. So ek praat nou hard met die mans. Jy kan nie op jou gat sit en niks doen nie. Dit werk net nie so nie. Die Here in Deuteronomium 8 sê hy ek gee jou die vermoë om rykdom te bekom. So ek het altyd my pa het altyd verskriklik mooi bedien oor finansies en hy het altyd gesê die woord van God is in Genesis 3. Toe sê God op die sweet van jou aansig sê jy brood verdien. Die enigste plek in die woord waar God 'n belofte verander het, was daai een. In Genesis 8 toe maak hy dit 8:22. Saaityd, maaityd. Koue hitte, somer, winter. Kan daai gaan lees. So ons verstaan nie finansies nie. Daarom omdat jy nie verstaan nie, val jy vas in die ratreis want jy weet nie van beter nie. Die oomblik as jy die woord gaan lees, die Bybel gaan lees en jy verstaan saai en maai, first fruits, tiende gee. Dis nie jou werk. Dis nie jou werk en ek gaan dit weer sê, dis nie jou werk as man om te voorsien vir jou familie nie. Dis God se werk. Jou werk is om op te daag. Jou werk is om te gaan, hand op die ploeg te sit en te gaan. So weer eens, onkunde. Hosea 4:6 sê dit duidelik. Ons gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En die kennis wat ons nodig het is in die woord. Jy het geen profeet nodig om dit vir jou hierdie massive revelation te gee nie. Gaan lees jou woord. Ja. So ek wil 'n bietjie by jou ook dan hoor rondom ek het al agtergekom in sosiale kringe, vriendekringe, bietjie as mense in geselskap sit, topics waaroor
kyk, ek praat nou nie, ek wil nou nie hê mense moet dink my vriende is, ek het baie godly vriende. So ek probeer net verduidelik, ek het al in social settings gesien, wanneer mans begin praat, dan is dit altyd soos, ek het hierdie horlosie, ek kry hierdie kar, of, ek het hierdie huis, soos, asof dit jou meer waarde gee. So ek wil net bietjie weet, soos, waar kom dit vandaan, hoekom is dit hierdie ding, van ek het nooit geweet, want ek was nooit subtiel met dit nie. Ek weet girls vergelyk baie, maar dis 'n heeltemal ander tipe vergelyking. Ek het nooit geweet dis 'n ding wat mans mee sukkel nie. Verskriklik erg. En dit was juist toe ek 'n bietjie saam met my pa en my man gesit het oor hierdie podcast, wat kan ek vra? En hulle het ook gesê, soos praat bietjie oor die ding van vergelyking. So ek wil bietjie by hoor, soos, hoe werk dit? Hoekom vergelyk en weeg mans mekaar so op? 100% en as jy dan dink, dit is die oudste ding wat mans doen. Dis ek is vinniger as jy. My pappa is groot, my pappa is sterker as jou pappa. Die uitdaging met dit is daai ding begin tande kry en hare groei. Ja. En dan raak dit 'n probleem as jy ouer is, want weer eens, as my identiteit is waar ek ry, waar ek bly en wie ek vry. Dis 'n uitdaging. Jasper is daar geruim. dit klink net so, dit rol net so van die tong af. Maar bedoel, as jy Afrikaans is, jy ry nie 'n cruiser nie, as jy nie 'n man nie. Verstaan? En dis 'n probleem, want weer eens, wat dryf my identiteit? Ja. Is my identiteit in goeders of in hom? Ja. En dis hoekom ek sit al vas in Romeine 8 vir 'n paar jaar. Ja, Daai boek is net crazy. En toe ek verstaan wie ek is, en toe ek verstaan ek's gekoop met 'n dierprys, toe ek verstaan dat ek nie eers aan myself behoort nie, toe ek vrykom van the need to impress people, selfs in bediening, of ek nooit ooit weer in my lewe op 'n stage staan en 'n mic vashou nie, ek sal fyn wees, my identiteit's nie in die mic nie. En ek het dit gesien in COVID, hoe baie van my vriende wat in bediening is, struggle met daai konsep, want hulle het hulle lewens gebou om dit. En nie noodwendig op hom nie. En ek kon daar self-check en sê, dankie Here, dat dit pla my glad nie of ek ooit weer bedien nie. Ek wil net jou seun wees. Ja. Mense vra my, as jy 'n profeet, is jy 'n healing ministry, ek sê vir my ek's 'n seun. Wat ook al my pa nou nodig het om vir daai ou op die straat wat ek nou in vasloop nodig het, want kom sê ek's 'n profeet, daai persoon kort genesing, kan hom nie help nie. Maar wat as jy 'n seun of 'n dogter is en jy kan net sê, pappa, wat ook al vandag moet gebeur, bereidwillige hart. Ja, jy is net beskik. So identiteit, weer eens, ek weet ek kom nou op 'n jakkalsdraai op hom af, maar dis nodig om te verstaan dat as ek die hele tyd gaan werk om jou as my vriend te beïndruk, moet ons vriendskap heroorweeg. Sure. Want jy kan bly aan die wye kant van die spoor en nog steeds by my huis welkom wees en ek bly in hierdie up woning, want is jy by my oor wat jy het of wie jy is? Ja. En weer eens, as jy terugtrek bietjie meer geeskant toe, aanbid ek God vir wat ek kan kry of vir wie hy is? Ja. Weer eens, het ek 'n weeskindhouding of het ek 'n kindhouding? Is ek 'n lidmaat of is ek 'n seun? Want daar's twee pertinente posisies en weer eens, ons is in 'n vaderlose generasie. Op 'n praktiese noot vinnig. Jy wat jou aardse pa se hand kan gaan vashou, om 'n druk kan gee, by hom sit. So goed soos wat hy is, so sleg is dit. Want verwerping, wys my 'n persoon wat nie met verwerping sukkel, wat met hurt sukkel nie. So goed soos wat jou pa jou wou grootmaak, het die bal geval. Nou sê ek vir jou, daar's 'n hemelse Vader wat net vir jou wil goed doen, wat jou op sy hande sal dra. Jy connect nie eers hier nie, hoe gaan jy daar connect? So weer eens, die plan van die vyand, baie long game plan. Hy worry glad nie, hy sal nog 1000 jaar vat om 'n vaderlose generasie in plek te hou, want die om te connect dan na pappa toe, Abba Vader toe, is baie moeiliker, want wat ek kan sien, hoor, voel en verstaan, connect nie eers nie. Nou verwag jy van my om in geloof te kom na die hemels, die skepper toe, verstaan? En die identiteit disconnect is net te groot. So my raad aan ouens daar sal wees, luister chom, ek self het 'n cruiser gery, dis baie lekker. Maar as jy Dis is 'n goal, man, 'n goal. As jy 'n cruiser kan ry, dan het jy dit gemaak. Maar wie was beter as 'n cruiser? 2.
Ja, ek sê ek wou nie kom iets. Ek speel. Nee, maar ek is iemand wat Daai is die catchline, ons thumbnail. Weet jy wat's beter as 'n Cruiser 2 en dan Twee lok Cruiser. ons almal. Die groot ding is ek promoveer finansiële oorvloed, want die woord sê ons bekers moet oorloop. Hoe moet die evangelie uitgaan? Die evangelie is verniet. Dit kos diesel dit kos geld om dit te vat. Ja. So jy kan nie met 'n skaars mentaliteit Jesus verteenwoordig nie. Ons is deel van die koninkryk. En nou wil jy so skaars lewe. So ek is nie vir poverty of enigiets is dit nie. En ek's ook nie vir prosperity teaching nie, want daar is nie so iets nie. Dis wat Jesus gesê het. Gaan lees jou King James, daai rooi, dis wat Jesus gesê het. Hy het gesê beker moet oorloop in elke area van die lewe. En almal gooi daai skrif, money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Geld is 'n meganisme en dit laat die wiel net makliker draai. Grappie wat jy sê, money can't buy happiness, but it can buy a jet ski. And if you ever seen a sad person on a jet ski, so My man sê ook altyd my sê, ja, geld seker nie alles nie, maar dis lekker. Dis maklik. Ek het altyd ek moet stop het. Want obviously 'n vrou sal net redeneer, nee man, ons het niks meer solank ek, jy en my kinders en ons bly ons in 'n shack, dat is okay. Ons is nou net die vars huwelik is so oulik. Hierdie vars. Hy het ook vir dit sal kom. Kyk, my man sit CA, so ek weet, soos my ma noem hom 'n walking calculator. Hy is die hele tyd besig om die somme te maak. En dis awesome. So I know it. So ek wil dan 'n bietjie by jou hoor, hoe onderskei 'n man tussen gesonde verantwoordelikheid en dalk vernietigende, daai Afrikaans woord groot druk. Ja, vernietigende druk. Ek dink dit is baie eenvoudig. As dit nie in die woord van God staan nie, wat ons rigtingwyser, ons manual, ons alles is nie. Hoekom neem jy deel? Dis soos die vorige vraag waar ons gepraat het oor daai voorsiening en daai vergelyking met ander goeters. Hoekom neem jy deel? Hoekom raak jy betrokke in daai fight? So ek weer eens, ek glo vas, as ek doen wat die woord van God sê ek moet doen, sal ek in perfekte vrede wees. So as daar druk is van buite of ek ervaar iets in my lewe waaraan ek deelneem en ek kan dit nie konsolideer met die skrif nie, dan stop ek. Ek loop weg. Ek het al uit besighede uitgestap. As die rigting begin draai het en dit maak nie meer vir my sin skriftuurlik nie. En ek weer eens, ek praat nie van wees hierdie fairy, is die woord en sfere wat uit die dak uitval. Ek dink dit is baie kingdom minded. Jy weet, soos as jy kingdom minded, ekskuus ek van hierdie, as jy kingdom minded is dit verskriklik maklik, want ek gaan altyd net terug manual toe. So ek probeer nie te slim wees nie. Ek inteendeel, ek kruip eintlik weg in die woord, want waar gaan die bal val as jy in die woord is? Dit is ook as jy altyd mense wil raad gee en jy gee skrif, daar's nie regtig iets wat hulle kan jy weet terug sê nie. Maak dit sin wat ek ja, sê. wel nog steeds, hy moet nog steeds kies om te glo en kies om te aksie op dit, want ek bedoel, ek ken een van my pastore chat nou die dag, ons as jy die evangelie bring en jy bring die evangelie met krag. Ja. En jy soos as ek die evangelie met jou deel op 'n akademiese vlak. Ek gee jou die punte, ek gee jou die skrifte, maar daar's nie salwing nie, daar's nie krag nie. Verstaan, waar gaan jy jou burning bush moment kry? Verstaan, hoe gaan jy ooit sê that was God? Ja, dis goed. Want ek dink mense is dof gepreek. Mense wil krag hê. Yes. So ja, dis maar waar ek is op dit. Okay. En dan wil ek by jou hoor, as man, is daar ietsie wat jy voel jou vrou, ek weet dis eintlik 'n vrou wat dit dalk kan antwoord, maar dalk is dit goed om van 'n man se kant af te hoor. Soos wat kan ek as vrou vir my man doen om half hierdie druk van voorsien en net om sy lewe so klein bietjie vir hom makliker te maak. So wat's 'n man se grootste behoefte, as ek dit so kan stel, wanneer dit kom by jy as sy helper. So net as jy daai kan 100%. Weer eens my perspektief oor dit is net my bietjie help om my huwelik te navigate. So nou luister nou mooi. Ek luister. Luister vir die oom, niks spel. Weer eens gelyk in waarde, verskil in funksie. Yes. Ek het geen probleem met die konsep as vrouens moet preek of iets nie. Ek is nie daar nie. Ek is daar waar ek gaan nie met mense argumenteer oor kleinlike nonsens nie. My vraag is, word die basics gedoen? Want in die basics kan die bal nie val nie. So as jy gaan lees alles wat 'n vrou moet doen in die woord, alles wat 'n man moet doen, en jy konsolideer dit. En waar se kind se plek in die huis? Deesdae vir afgod
ouers hulle kinders. Ja. Dis verkeerd. Ek moet God eer, my vrou eer my, God, my kinders. Daar's 'n hele struktuur. Okay, ja. So die maklikste anders vir hom te sê is, ek as man, wat ek sien by mannekampe, en ek het die voorreg al gehad om al vir jare mannekamp te doen, duisende mans deur dit te druk. En daar's 'n lyn wat deur dit gaan van as jy verby die pa-seun verhouding kom, van daai disconnect. Ja. En die mans wat getroud is, die tweede ding daar is as 'n vrou net haar man eer. Oor respek seker eer. Eer is 'n breë konsep. Okay. Dis 'n breë konsep. Ek dink dit is 'n lang gesprek, so ek gaan Ek dit gepraat net so 'n bietjie om ek gaan dit probeer as die man sê ons gaan links en hy het gebid. Dis so my vrou challenge my, iemand sê weet ek gaan bid. Ja. So ek kry instruksie by pa. Ons het 'n gesprek, kyk, is glad nie 'n diktatorskap Ja, nie. nee, ek Weereens, dis 'n huwelik, dis 'n samevoeging. So en ek het 'n verskriklike sterk persoonlikheid vrou. Sy sê vir my hoe sy voel. Ek hoef glad nie te wonder nie. Sy sê vir my. Dis goed. En die kommunikasie en weereens pro tip, kommunikeer. Ja. Praat net. Ek het al vir soveel mense gevra wat is die beste raad vir huwelik kommunikasie, goeie gesonde kommunikasie. So as die vrou die man daai plek gee as leier en ek moenie beklei want ek beklei klaar daar buite. Nou moet ek in die huis ook beklei vir daai plek. Ja, dit Dis is taaf. goed. So my skoonpa het op die mannekamp en ek gaan dit probeer sê dat dit PG-13 is vir hierso. Want wat lekker is van manne Hey, as all ages. Wat lekker is van mannekampe, jy kan baie reguit praat. Want Ja. die mans is ook baie meer ontvanklik want ons is nie in 'n kerkie. Dis daar in 'n bos, dis in 'n saal. Ons het nou hierdie naweek tussen trekkers, toe dit begin reën, toe reën die tent, maar toe ons daar tussen die trekkers en die olie in. En dit was great, maar as jy na 'n man kyk, alles voor my vernietig ek. Alles agter my beskerm ek. Wow. So die oomblik as 'n vrou en weer eens, jy mag sê hoe jy voel, jy moet 'n opinie hê. Jy is 'n individu, jy's 'n dogter. Jy's 'n dogter van 'n lewende God. Jy moet kan sê hoe jy voel, maar my raad aan vrouens is werk net aan hoe jy dit sê. Ja. Want die oomblik as jy 'n man challenge, dan aktiveer jy iets in sy DNA wat God daar gesit het om op te staan en te sê, hey, dit werk nie so nie. So weer eens, ek dink die Here het julle baie taktvol geskaap om met hoe julle funksioneer om 'n man inligting oor te dra. Mans is net soos cavemen, ons is savages. Ons slaan mekaar in die kop en Ja. so. Vrouens is baie meer taktvol en julle kan baie beter 'n boodskap oordra. So weer eens terug na die vraag toe. As 'n vrou net vir 'n man kan daai posisie gee, dat ek nie hoef te beklei vir dit nie. En ek kan opereer as die priester vir my huis. Ek kan opereer as die koning vir my huis. Ek kan opereer as die profeet vir my huis. En ek weet daar's iemand wat my back en wat 100% in my glo en elke dag vir my bid, intercede, hande op my lê voor ek gaan. Soos 'n Here bless my man. Dis powerful. Ek weet nie of mans dit ken nie, maar as 'n vrou in haar posisie as 'n supporter, as 'n ondersteuner, as 'n hulppersoon staan, daar's min salwing soos dit. Daar's min krag soos 'n vrou wat bid vir 'n man. Daar's baie min wat kompeteer met dit. Ja. Ek het dit al gesien selfs in net baie keer, dis so ek bid as ek weet my man nou 'n slegte dag vir die werk of wat kon hy weet ek moet die volgende dag opstaan en met weer na daai werksplek toe gaan, dan bid ek nou die dag. En dan kan ek letterlik sien as hy terugkom by die huis. Ek weet dit is simpel, maar as hy soos jog, vandag was nie 'n slegte dag en dink ek, soos ek het vanoggend, daar was al een keer wat ek so spesifieke goed gebid het en daai middag sal hy by die huis kom en dan antwoord hy soos al die goedjies waaroor ek gebid het, dan spreek hy dit soos half aan. Maar ek sê nou nie vir hom, "Jog, maar ek het gebid vir hierdie nou journal ek al ons om te wys later dan kyk jy het tik 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 tik." Maar jy sê dit klink simpel, maar dis weer Ja. eens dis God wat jou beloof as jy daai struktuur volg. En weer eens almal vra my vir hierdie massive revelation oor huwelik of oor man wees of oor pa wees. Jam, dis alles basics in die woord. Ja. Daar is nie 'n nuwe revelation nie. Daar's die woord van God, doen hom. Dink jy mense maak dit baie meer kompleks as wat dit hoef te By wees? verre. Ons wil dit opdolly en over spiritualize. Again, as Jesus nie gekom het en kom sterf het en nie vir ons die pad gewys het nie, was hierdie 'n ander gesprek. Die boek is geskryf. Openbaring is gepen. Daar's 'n punt aan die einde. Dit beteken dis klaar. Ja. Ek sê nie God praat nie verder nie of praat nie meer nie. God kan praat God kan ver verby die Bybel praat. Maar dis al reference point wat ek en jy het.
Simpel voorbeeld, as jy gaan kyk na ons denominasionele verdeling in ons land. Jy kry die happy clappies, ons wat Heilige Gees en goosebumps en weet al die vibes, maar wat van die man wat in die dopperkerk sit? Ja. Wat ook uitverkoop is vir Jesus, maar nie noodwendig die geleentheid het om die Heilige Gees te sien vloei soos wat ons dit sien nie. Niks, dit maak dit nie verkeerd nie, dis net 'n ander manier. So wat het daai ou? Hy het net die Bybel, hy het net die woord. Ja. So ek het dit op die kamp, want daar was op die kamp hierdie naweek was daar doppers, NG's, vollies, daar was happy clappies. Ek sê vir hulle, waar het ons onsself die leksheid voorgeskryf om judge, jury en executioner te wees, dat as jy nie in hierdie kerk is, gaan jy nie hemel toe nie. Of dat as jy dit so doen, is dit verkeerd. Ja. My vriend, hulle aanbid dieselfde God as ons. En weer eens, waar's die grace vir mekaar? As jy gemaklik is in 'n suit en jy wil sit en bid of staan en bid en 'n vrou moet 'n hoed dra, champ, dis mensgemaakte nonsens. En nou laat ons dit inkom in plek van verhouding. Ja. So vir my, ek sê vir almal, die eenvoudigste basiesste wen is bly op die woord. Bly net op die woord. Want dan kan menslike goeders nie inkom nie. Want alles waarmee ons besig is, gaan kyk na die kerk. Ek love kerk, maar gaan kyk na die kerk. Wat daar persentasie gewys is deur God geïmplementeer en wat is menslike idees. Ja, dis goed. Dis taaf. Dis 'n tawwe ding om te sê, maar ons dryf goed wat ons voel, maar dis nie skriftuurlik nie. So weer eens, ons is besig met man-made goeders, man-made traditions. En ons wen nie, want dit hou ons besig. Ja. As ons net terug gaan basics toe, en ek sê nie, ons moet kerk change nie, my kerk, die kerk wat ek steward op die stadium, ons het ook 'n tipe van 'n vloei en 'n ritme. Maar as die Here Sondag vir ons sê, luister, sê jy preek nie, dan sit ek die mic neer, ons worship vir 2 ure, dan gou ons vir 2 ure, want ons probeer oop wees vir Heilige Gees, want ons probeer die basics net doen, want dan is daar min menslike hande, want die vyand gebruik ongelukkig mense, so. Kom ons sê 'n man ervaar finansiële druk of enige ander tipe vorm van druk. Ons gebruik nou net dit as 'n voorbeeld. Hoekom is dit so maklik vir mans om dan byvoorbeeld te gryp na goederes wat half bietjie vir 'n tydelike tyd jou beter laat voel? Kom ons sê soos drank of rook of 'n jagtrippie of 'n golfspel. So ek wil net bietjie half daai oor dit praat. 100%. En hoekom sukkel hulle dan om te gaan en by Jesus se voete te gaan sit? Dis 'n great vraag en die antwoord is eintlik verskriklik eenvoudig. Die vlees soek tydelike genot. Pornografie, dwelms, drank, jag, enige vorm van verslawing. Weereens, dit wys vir jou daar's vlees om dood te maak. Die woord sê we have to kill the flesh. Nie maintain, accommodate, niks nie. Die woord van God sê we have to kill the flesh. Romeine 12:2 violently keep your thoughts captive. Renew your mind. As jy die Amplified of die TPT, wat vir my 'n beautiful weergawe is, gaan lees, sê die woord, jy moet glad nie conform to the cares and systems of this world nie. Ja. Die culture om ons, die woord praat van die kultuur om ons. So vir my, ek is nogals hard daar op mans, daar gee ek jou glad nie 'n eld nie. Jy kry nie 'n mulligan daar nie. Daar's vlees, en die vlees gaan jou doodmaak. Die vlees opponeer die gees. So vir mans wat onder druk is en dan nie hardloop na pa se voete toe nie. Want weer eens, die druk kom vir ons almal. Die wêreld gaan doen wat die wêreld gaan doen. Hoe jy reageer op daai druk, dit bly jou besluit. Jy kan nie vir my sê ja, maar ek het nie geweet nie. Het jy 'n Bybel? Ja of nee? As jy nie het nie, bel my, ek koop vir jou een. En as jy die woord van God in jou hand het jy geen verskoning nie. En dis die probleem, want verskoning is super maklik. Ja, ek hoor dit sê. En weer eens, ek het baie empatie, maar vir dit het ek zero simpatie, want daai is 'n besluit. Daai is 'n besluit. Dit wys net vir my, jy het nog nie jou besluit gemaak nie. Jy volg Jesus nog nie voluit nie. Dink jy soos mans sukkel bietjie met dit in 'n manier, omdat ek het nie 'n man se kop werk nie. Ek figure nou nog my man se kop ook uit en my pa se en my boetie. Stop, wees net lief vir ons. Wees net lief vir ons. Daar, jy weet, ek's net daar. Maar ek wil by jou hoor, soos dink jy dit is omdat mans nie so emosionele mense is nie, dat hulle sukkel om soos hulle hart op te maak by die Here, of die goed wat hulle aan swaar dra te gaan neerlê by sy voete. Is dit weer eens, ek dink is die verkeerdste ding om ooit vir 'n man te leer om nie emosioneel te wees nie. Want obviously, jy praat nou van oorlog en hoe hulle groot gemaak as jy was geleer, jy's hard, jy wys nie Cowboys dan cry. Ja, ek bedoel, ek kom uit 'n milieu uit van as jy huil, dan word jy gesê luister, soek jy rede om te huil.
man up. Ja, En ek persoonlik dink, hoe gaan jy ooit vulnerable wees voor jou vader? As ek nie kan kom na my pappa toe en daar my cares en my burdens kom neergooi en sê, wat moet ek doen? Gee my 'n plan. Verstaan jy moet tog na God toe. God, die woord sê, kom na my toe. Kom sit, kom maak die saak uit. Hoe werk dit? Hier is die plan, Dawid het nooit beweeg sonder 'n gameplan nie. Ja. Hy het so stadig aan sy troepe sy eie manne wou hom doodmaak. Hy het gesê ek move nie tot God my die gameplan gee nie. So weer eens, ek dink daai totale oorgawe, al wat dit dui op is net vir my. En weer eens, ek weet dis dalk 'n baie kort antwoord, maar daar's nog te veel vlees. En ons het daar's zero spasie vir vlees, want die vlees is wat die vyand gebruik om jou te sink. Jou sintuie, ek voel nie ek gaan dit maak nie. Dit lyk nie vir my of dit goed gaan wees nie. Ek dink nie. Nêrens sê die woord ons moet voel, dink, proe, verstaan nie. Ons moet glo. Ja. Maar weer eens, as die vlees nog baie prominent is, dan is jy baie manipuleerbaar deur die vyand. Ja. En as 'n man het jy nie daai luxury nie. Want jou kinders kyk na jou, vrou kyk na jou, die samelewing kyk na jou. En ons lewe in 'n era waar dis okay vir 'n man om uit te tap en te sê, ag, ek sal dit môre doen. Ja, dis Weer eens, ons het nie daai luxury nie, want die vyand slaap nie. Die vyand rus nie, die vyand vat nie vakansie daar nie. Die vyand is volstoom besig om jou familie te target, om te steel, slag en te verwoes. Ja. En as ek as die priester, koning, profeet van my huis my guard laat sak, want ons gaan nou vir die naweek weg, ek kan 'n bietjie relax. Kan nie relax nie. Want einde van die dag, die vyand wil steel, slag en verwoes. So ek moet die hele tyd myself op daai plek hou waar ek, as die Heilige Gees my sê, die kinders moet nou gaan swem nie, dan moet die kinders nie nou gaan swem nie. Ja, maar pappa, kids, wow, ons gaan nie nou swem nie. En dan lig dit dalk na 0:30 en die Heilige Gees sê vir jou, okay, go. Ons moet net gehoorsaam wees. Maar nou gebeur goeters en dan gebruik mense die woorde van die Here het my getoets, hy try mens leer. Gee my die skrif vir dit. In Jakobus sê God, ek toets geen mens nie. Ons maak stupid besluite. Ons luister nie. Weereens, as die hoof van jou huis moet jy beheer vat en die geesruim bestuur om jou kinders. Jy moet dit bestuur om jou vrou. Jy moet die finansiële atmosfeer draai in jou huis. Weereens, daai verantwoordelikheid, dis die verantwoordelikheid van 'n man en jy kan dit nie uit jou vlees uit doen nie. Jy moet dit uit die Heilige Gees uit doen. Amen. Ek wil 'n bietjie met jou praat oor 'n pa van die huis, so 'n pa figuur. So hoe lei 'n pa sy kinders as hy self baie keer voel, jy weet, hy het nie 'n lekker dag gehad nie of hy het nie 'n goeie voorbeeld gehad nie, soos as 'n pa 'n bietjie sukkel. Hoe lei hy dan sy kinders? Kyk, soos ek vir jou gesê, want 'n man mag seker moeg voel. 100%. Ek juggle bediening, werk, besigheid, counselling, ek verstaan besig. En vir my is dit 'n eenvoudige voorbeeld is. Ek kan nie die wêreld betree. Ek kan nie môreoggend uit my huis uitstap as my battery nie 100% vol is nie. Want dan, wat gaan ek jou gee? Wat gaan ek die ander persoon gee? Ek gaan my opinie gee, ek gaan my emosies gee, ek gaan my probleme gee. Maar as ek oorloop met hom, gaan ek hom gee. So, simpel voorbeeld, as jy self van pap word, wat doen jy? Ek charge hom. Jy plug hom in, ja, Yes. jy plug hom in. Ek persoonlik dink ons het vergeet waar is ons chargers. Want 'n kerkdiens op 'n Sondag is nie genoeg nie. Weer eens dit dui op verhouding. As ek kerk toe gaan Sondag om 'n woord te kry om te recharge, dis in my opinie gevaarlik. Jy moet as man van jou huis, moet jy elke dag opstaan, die skrif oor jou familie spreek, die woord van God oor jou toekoms release, oor jou finansies, jou huwelik, jou gesondheid, jou kinders, verhoudings, besigheid, alles. Jy moet die vyand vasvat. Die woord sê ons moet hom aan die sole van ons voete intrek elke dag. So ek bedoel, hoeveel mense as jy toets dit, die res van vandag, vra almal, het jy vandag die vyand bestraf? Het jy die duiwel gesit onder sole van jou voete? As 2 mense vir jou sê ja, gaan ek impressed wees. Maar ons doen nie die basics nie. Die woord sê bestraf die vyand. Bestraf hom uit jou finansies uit, bestraf hom uit jou huwelik uit. As jy nie doen nie, dis verskriklik subtiel. Dis vir jou kinders. Die samelewing is nie geset op om ons kinders te help nie. Ja. Die skole, die goeters, dis dalk 'n Christelike Afrikaanse skool, maar hulle is nie vrygespreek van pornografiese invloed van homoseksualisme, al daai goeters wat die vyand gebruik hier. So niemand is vrygeskeld nie. So as ek as pa nie elke dag opstaan en daai goeters in plek sit nie, jy loop rond kaal.
Jy loop kaal in die geesruim rond. Jou kinders is daar, dan wonder mense hoekom kinders seer kry. Mense wonder hoekom vrouens en mans begin rondloop. Want jy bestuur nie die geesruim om jou huis nie. So vir my, ek sê altyd vir ouens, hoe laat staan jy op? Dan sê hy vir my nee, 6 uur. Sê ek vir hom, staan 5 uur op. Gaan slaap 'n uur vroeër, staan 'n uur vroeër op, want dis jou werk, dis jou verantwoordelikheid as man om op te staan en daai goed in plek te sit. Buiten dit, wanneer spandeer jy tyd met pa? Nee, as ek ry, bid ek in tale of som jy ry, jy bid nie. Dis great. Paulus sê ek bid meer as julle almal in tale. Dis great. Bid altyd. As ek myself gevang op die toilet, dan bid ek in tale. Dis great, bid in tale, maar ek praat van wanneer in jou dag gaan sit jy en jy het net verhouding, gemeenskap, communion. Want ons kom met ons shoppinglysies. Here, dankie vir die petrol, die skoolgeld, die huur. Dis 'n shoppinglys, dis nie bid nie. Dis nie communie, dis nie verhouding nie. Dis nie intimiteit nie. Dis vra. Dis great. God sê kom, bring jou behoeftes, maak dit bekend aan my. Dis great. Ek sê nie is verkeerd nie. Maar dit kan nie al wees wat gebeur wanneer jy in gebed ingaan met Vader nie. Want weer eens, dit dui op jou konsep en jou persepsie van wie is jy en wie is hy. So vir my, ek is hard op dit. Die mans, sit die TV af. Is eintlik, vat jou holgeweer en skiet daai TV nerdes. Want daai een oog drein, pomp net sewage in jou huis in. Wat op Netflix is vir ons? Wat in sosiale media is vir ons? Nul. Dis, ja, maar jy moet balans hê. Tot wat se punt? Tot jou kind in pornografie vasval, tot jou vrou in verslawing in is, tot jy ook in 'n of ander hurdle wat die vand oor jou pad gesit het. Wat is meer winsgewend as om in die woord van God te wees? Hoekom speel daar nie 24 uur 'n dag worship musiek in jou huis nie? Is ons Christene? Ja of nee? Ons is, great. Hoekom worship ons hom nie? Hoekom aanbid ons hom nie? Hoekom gee ons hom nie daai spasie nie? As ek om 24 uur 'n dag van my dag vir hom gee, weer eens, this glass is half full. Daar's plek vir nog iets. So as hierdie glas vol is, kan ek niks bysit nie. So bly vol. Keep the vessel clean and keep the vessel full. As ek check my vrou is nie lekker nie, dan weet ek het die bal laat val as man. Ek moet inklim, pappa. Ek moet stoot. Yes, ek moet 'n blom koop, yes, ek moet 'n koffie gaan koop, maar in die geesruim is sy droog. Yes, sy het haar eie tyd in haar eie verhouding, maar ek bly nog steeds die deur na my huis toe. En dis hoekom die verantwoordelikheid van man weer so groot is. Dis hoekom dit is nie maklik nie. As iemand ooit vir 'n man sê dis maklik om 'n man te wees, dit is nie. Dit is 'n proaktiewe besluit om elke dag deel te neem aan die koninkryk van God. In die reëls en in die blessings daarvan. Want as ek doen wat die woord sê, I will have what the word says I will have. So vir my, as dit kom by my kinders, ek spreek woord oor my kinders elke dag. As hulle opstaan, ons het nou oorgeskuif na homeschooling toe, so ek sien my kinders actually die hele dag. En dan kom staan ek by hulle, sit net my hand op hulle, terwyl hulle al besig met hulle werk, hulle oorfone en hulle online tutoring, dan sit ek my hand op hulle, ek lê hande op, ek bid vir hulle. As ek my vrou sien, as ek na haar kyk, dan sê ek, Here, bless haar, bless my vrou. Wat breek die vloek? Die seën. Wanneer laas het jy 'n seën uitgespreek oor jou huis, oor jou kinders, oor jou familie, oor jou vrou, oor jou finansies, oor jou buurman, oor die area waar jy woon? Wil jy in vrede woon? Spreek lewe oor jou area. Dan gaan jy nie geweerskote hoor nie. Dan gaan Tswane vinnig die potholes regmaak en die liggies gaan aanbly, want daar's 'n seën van God wat spreek. Ek dink nou aan 'n gesegde wat iemand eendag vir my gesê het, 'n vrou is soos 'n blom en die man is soos die son. Iets is dit, as die son nie skyn nie, gaan die blommetjie nie, soos hulle gaan die blom nie, 100%, ek sien tuiniere, my vrou is die tuin. En hoe sy lyk is 'n weerspieëling van wat ek doen. Want ongelukkig het sy nie die vermoë nie. As jy praat van daai konsep, daar's goud in my vrou wat net ek kan ontsluit. Daar's goud in my wat net my vrou kan ontsluit. En ek sê, ek het nou dag toe trou ek 'n paartjie wat hulle, ek dink 6 jaar saam gewoon, en toe voel nou hulle wil trou. Sê jy vir my, ja, maar als gaan dieselfde wees. Ek sê vir hom, nee my vriend, als gaan nie dieselfde wees nie. Jy gaan verbaas wees die oomblik as jy onder covenant kom en jy's onder God se hiërargie en sy structure, gaan jy sien hoe verander dit. En hy terugvoering gee, hy sê vir my, Jom, ons ken mekaar al 6 jaar. Daar's goed wat ons nou uit mekaar uithaal wat ek sê vir hom, dis die goud daarna. So weer eens, die man gee die toon. Hy stel die geestelike toon van die huis. As dinge nie reg is nie, jy kan jou vrou blameer soos jy wil. Die vingers wys na die man toe.
Want dit is ongelukkig hoe dit is. Jy kan nie die vrou dra nie die salwing my huis te ran nie. Die man doen. Ja. En om dit af te sluit, ek gaan sommer, as is nou baie, is nog baie wat ek met jou wil gesels, maar ek sal maar weer nooi om 'n bietjie te kom kuier. Maar as daar enige raad is wat jy sal gee vir enige pappa of enige man wat dalk vandag oor al die topics wat ons praat het, dalk sukkel in sy identiteit, dalk moeg voel, wat ook al dit is daar enige ietsie wat jy net wil vinnig sê en dan gaan ons hom net 100%, begin by die begin, vergifnis. Yes. Jou pa het jou groot gemaak so goed sy kon. Geen pa is aspres sleg vir 'n kind nie. Maar ons moet verstaan, ons is in 'n vaderlose generasie grootgemaak met die oorlog en alles. Met die oorlog en alles en verwerping is 'n realiteit. Maar jy kan nie wegkruip agter jou, maar my aardse pa en dis kom ek nie met my hemelse pa connect nie. Vergifnis, gaan vergewe jou pa, gaan vra self vir vergifnis dat jy so onbeheerbare rebellie gedrewe kind was, jou pa moes die hele tyd neek. Ja, my pa het my geslaan. Ja, maar jy was stout. Dis kom jou pakslaag gekry het. Ja. Begin by vergifnis en dan vestig jou identiteit in God. Papa sit in die hemel. Die koneksie wat ons het tot God hier op aarde, is die Heilige Gees en die woord. Die maklikste is, baie mense sukkel nog met die Heilige Gees konsep. So ek argumenteer nie eens met hulle oor dit nie. Jy het die woord. Dit is Jesus in print. So as jy die woord van God gaan vat en jou identiteit in dit gaan vestig, dan gaan waar jy bly ry en wie jy vry jou nie pla nie. Dan gaan hoe jy groot gemaak het nie meer saak maak nie. Ja, maar sê jy ek was gemolesteer, ek was verwerp, great. Daai persoon moet tegnies dood wees. Die dag toe jy gesê het jy is 'n nuwe skepsel, jy het Jesus aangeneem, het jy koninkryke gewissel. Daai persoon het nie meer seggenskap nie. Daai identiteit is nie meer jy nie. Jy is nie meer 'n De Tooy, 'n Van der Merwe, 'n Meyer, 'n Poggenpoel nie. Jy is nou 'n seun van God, 'n dogter van God. So ja, ek verstaan dit het gebeur. Maar Jesus sê ek verwyder dit so ver die ooste van die wes af. Al wie jou kan herinner aan dit, is jouself. Nie eers die vyand nie, want die vyand het geen mag nie, geen reg nie, geen autoriteit nie. Ja. Ons gee dit vir hom, weens onkunde. So, vestig jou identiteit in die woord, want dan is dit baie maklik, want daar's altyd 'n reference point. Oh man, sien ek kan aan sy lippe hang, dis so goed. Wel dan, ek dink hierdie was 'n baie waardevolle podcast. Dankie vir jou tyd en dankie dat ek bietjie saam met jou kom kuier. Mag jou bediening geseënd wees, mag jy soveel manne en jong seuns se harte aanhou raak en dankie net vir jou mens wees. Dankie vir die geleentheid en bless die podcast. Ek weet dit raak baie mense aan. Ek het een gekyk na die dag wat my nogals aangeraak het. So dit was vir my ook 'n blessing geweest. So Oh man, that's goed. Julle doen goeie werk. Dankie.